SAVF is die ontwikkelaar van 380 nuwe wooneenhede en 'n gesondheidssentrum by die Oogaftree Landgoed in Mokgopong, Limpopo. Hier word 'n Bosveld aftree leefstyl geskep waar natuur die mens en gesondheidsorg integreer. Wel, so 'n bietjie iets wat van 'n ander onderwerp vanoggend. Dit gaan oor demografiese veranderings. Ek het dit al voorheen met julle gedeel en hier's 'n paar nuwe interessante statistieke wat ek hierdie week op afgekom het en van die goed wil ek net so vinnig met julle bespreek. Nou as ek praat van demografiese veranderings, wat ek daarmee bedoel is hoe die samestelling van 'n gemeenskap verander. Jy sien tipies in 'n arm gemeenskap of lank terug, dan was baie kinders, min volwassenes en baie min ou mense. Nou daai verhouding is heeltemal besig om te dop. En soos daai verhouding omdop, het dit natuurlik 'n baie groot implikasie, baie groot effek op jou ekonomie. Hier is die nuutste statistieke. China, wat sy bevolking so 4 jaar terug die eerste keer negatief begin groei het, die gemiddelde vrou in China kry vandag minder as 1 kind. 0,98, nou net om 'n bietjie vir julle spesifieke syfer te gee. Die gemiddelde vrou in Suid-Korea kry 0,72 kinders, met baie minder as 1 kind. En klomp lande in die wêreld. So tipies ryk lande kry minder kinders en minder kinders, dan raak dit al naderhand onder 2.2. 2.2 is daai vervangingskoers wat die gemiddelde vrou moet kry. En in baie lande, maar wat nou gaan nie gebeur is nie net ryk lande nie, maar dis middelinkomste lande en selfs arm lande waar bevolkingsgroei besig is om dramaties af te neem. En dit beteken Suid-Korea weer 'n keer 'n voorbeeld daarvan, is dat die bevolking in Suid-Korea so elke 30-35 jaar gaan halveer. So die piek in wêreldbevolking gaan waarskynlik baie vinniger gebeur as wat ons aanvanklik gedink het. En een van die groot probleme in die wêreld se ekonomie is daar's net eenvoudig te min mense. En die rede hoekom ons so suksesvol is om die bevolking so stadig te laat groei, het te doen met een baie belangrike ding. En tienerswangerskappe vandag is absoluut die uitsondering. En vrouens kry al later en later kinders, en hoe later vrouens kinders kry, hoe minder kinders kry hulle. En soos ek gesê, dit het 'n geweldige impak op die ekonomie. Baie lande probeer allerlei maatreëls in plek stel om hulle vrouens te kry, meer kinders te kry, maar nie een van hierdie maatreëls werk werklik waar nie. En ek dink ons moet nou vrede maak daarmee dat die bevolking wêreldwyd besig is en vinniger gaan afneem as wat ons aanvanklik gedink het. Daar's 'n paar uitsonderings. Sub-Sahara Afrika is 'n voorbeeld daarvan, maar selfs in Sub-Sahara Afrika is die bevolkingsgroei besig om teen 'n geweldige tempo af te neem. En dit het natuurlik, soos ek genoem het, 'n geweldige impak op die ekonomie op verskeie vlakke. So dit is een van daardie onderliggende tendense wat 'n groot impak en 'n groot rol in die toekoms van die wêreld se ekonomie gaan speel. Ek het so idee dat kunsmatige intelligensie en goed soos byvoorbeeld robots en dies meer waarskynlik baie van hierdie probleem gaan aanspreek, maar ons gaan baie minder in die mense in die toekoms wees as wat ons dink.